Ons is mos besig met ons geloofsalfabet en ek hoop julle is net so opgewonde soos ek om nou 'n nuwe lettertjie te leer. Verlede week het ons mos meer oor Jesus geleer, want dit is waarvoor die lettertjie J staan. Ek wonder, weet julle wat kom na die lettertjie J in die alfabet? Julle is mos baie slim. 'n K kom na 'n J in die alfabet. Julle moet dit altyd onthou, hoor? Nou, waarvoor staan die lettertjie K of K? Miskien vir kat. Kerk. Of dalk vir kroon. Maat, vanoggend leer ons 'n bietjie meer oor die mense wat krone dra, oor konings en koninginne. Ons gaan so 'n paar van die Bybelse konings en koninginne ontmoet en beter leer ken en ook uitvind wie is die grootste en sterkste van hulle almal. Maatjies, ek wonder of weet julle wat doen 'n koning of 'n koningin? Dink sommer 'n bietjie aan die prinse en prinsesse, konings en koninginne wat julle al gesien het in die stories wat julle kyk. Of al van gehoor het in die stories waarvan julle lees of wat mamma of pappa vir julle lees. Ek dink sommer aan koningin Elsa. Sy moes mos die mense van haar land beskerm, sy moes hulle veilig hou, sy moes hulle versorg. Sy moet sorg dat daar genoeg huise en kos is vir almal en dat die mense gelukkig is. Sy het ook reëls gemaak waarvolgens die mense moes hou. Sy het vir die mense ook gesê wat om te doen of hulle raad gegee daaroor. So het die konings en koninginne in die Bybel ook gemaak en party van hulle het dit beter reg gekry as ander. Die eerste koning waarvan ons leer in die Bybel, word nie eintlik 'n koning genoem nie, maar die Farao. Hy was koning van Egipte gewees. Hy het die Israeliete slawe gemaak. Hulle moes verskriklik hard gewerk het en hulle het amper niks gekry om te eet nie. Gelukkig het God vir Moses gesê om vir hulle te gaan help en uiteindelik het God en Moses saam die Israeliete uit Egipte uitgelei. Ons leer ook in die Bybel van koning Saul. Hy was lank en baie mooi gebou gewees. Hy was baie sterk en het klomp spiere gehad. Ons lees ook, hy was in die begin van sy lewe baie nederig. Met ander woorde, hy wou nie gehad het dat mense moet dink, hy hou baie van homself nie. Maar later aan, wou koning Saul al die aandag op homself hê. En toe Dawid al hoe meer veldslae begin wen, met ander woorde, al hoe beter begin veg en die mense begin meer van Dawid hou as van koning Saul, het hy baie kwaad geword. En hy wou vir Dawid laat doodmaak, omdat hy so jaloers was daarop, dat die mense van Dawid gehou het. En dan leer ons ook natuurlik van koning Dawid, maats. Hy was mos die jong skaapwagter gewees, wat so braaf was, dat hy sommer na Goliat die reus toe gestap het, sonder daardie panseruitrustings wat die soldate gedra het. Dit was vir hom te swaar gewees. Hy het net met sy slingervel en klippies gegaan, en toe het hy vir Goliat aangepak. En kan julle nog onthou, wat het gebeur? Hy het vir Goliat gesê, jy kom na my toe met 'n swaard, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here. En hy het sy slingervel gesling, en toe het hy 'n klippie gegooi, wat vir Goliat reg voor die kop getref het, en Goliat het net daar doodgeslaan. Maats,
Koning Dawid was 'n baie goeie vegter, nie net met 'n slingervel en klippies nie, maar ook met 'n swaard. En koning Dawid kon baie mooi musiek maak. Maats, koning Dawid was baie lief vir God gewees en hy het hom goed geken. Maar toe sien koning Dawid eendag 'n mooi vrou raak, maar sy was getroud gewees en hy het toe 'n fout gemaak en hy het haar man laat doodmaak sodat hy met haar kan trou. Ons sien dat selfs goeie konings soos hy ook maar foute maak, nê? Na koning Dawid het Salomo, Dawid se seun, koning geword. Hy het koning geword toe hy maar 12 jaar oud was. Ek wonder wie van julle is nou maar net 12. Maatjies, maar koning Salomo was baie slim gewees en hy het baie wysheid gehad. Nou die verskil tussen slim en wys wees, as 'n mens slim is, weet jy baie dinge. Maar as jy wys is, dan verstaan jy ook baie dinge wat ander mense nie kan nie. En jy kan goeie besluite maak. Jy kan mooi kies tussen wat reg is en verkeerd is, tussen wat die beste is vir almal en wat nie vir mense goed sal wees nie. Koning Salomo het uiteindelik die tempel gebou waarna al die mense toe kon gaan, soos die kerk vandag, né? Ons gaan ons ook kerk gebou toe om God daar te gaan loof en prys, te gaan saam sing en uit die Bybel uit te leer. Nou dit is ook wat die mense by die tempel gedoen het, wat koning Salomo gebou het. Daar was ook natuurlik koninginne in die Bybelse tyd, maats. En ons leer in die Ou Testament eerste van die koningin van Skeba. Ons weet nie presies wat is haar naam nie, maar wat ons wel weet, is dat sy baie ryk was. En sy het met 'n groot klomp kamele en juwele en allerhande ander duur dinge en geskenke na koning Salomo toe gegaan. En sy het dit vir hom gegee, sodat daar vrede sal wees tussen waar koning Salomo koning was en waar sy koningin was, tussen daardie twee lande. En sy het ook natuurlik vir koning Salomo 'n klomp vrae gevra, om net 'n bietjie te kyk of hy regtig soveel wysheid het, soos wat almal sê. 'n Baie mooi storie in die Bybel oor 'n koningin is ook die van koningin Ester. Sy was eers 'n doodgewone meisie, soos enige van ons. Toe is sy na die koning se paleis toe genooi, waar daar 'n skoonheidskompetisie gehou is, oor wie die mooiste vrou vir die koning sou wees. Uiteindelik het hy vir haar gekies, want sy was nie net die mooiste van buite nie, maar ook van binne. En maats, dit is omdat sy die Here geken het. Daar is nog een ander koning. Hy is in 'n stal gebore. Hy het in 'n doodgewone huisie gebly, nie in 'n paleis nie. Hy het op 'n donkie gery, nie op 'n fris perd of 'n groot en hoë kameel nie. Hy het nie met 'n swaard geveg nie, maar vir mense kos gegee, hulle gesond gemaak en hulle gewys hoe lief hy vir hulle is en geleer dat hulle ook mekaar moet lief hê. Uiteindelik het hy nie 'n goue kroon gedra nie, maar 'n doringkroon toe hy aan die kruis gesterf het. Maats, ons lees so mooi in Psalm 47 vers 2. Hy is die koning oor die hele aarde. Openbaring 11 sê, hy sal vir altyd regeer. En ons lees in Openbaring 19, hy is die koning van die konings en die heerser van die heersers. Ek wonder of weet julle wie dit is? Dit is koning Jesus, maats. Maatjies, aardse konings en koninginne, mense wat ander mense moet versorg en beskerm, vir hulle raad gee,
vir hulle sê wat om te doen. Hulle help. Hulle sal ons baie keer teleurstel en sal nie doen wat hulle beloof het om te doen nie, of sal dit bloot nie reg kry nie. Maar Jesus sal ons nooit teleurstel nie. Hy sorg en beskerm, altyd. Ons kan maar op hom vertrou. Ek dink ons moet vandag sommer spesiaal vir ons aardse konings en koninginne, vir die mense wat ander mense moet lei, ook bid, sodat hulle meer en meer soos Jesus sal word. Ons maak vandag nie 'n goue kroon nie, maar 'n doringkroon, sodat ons kan onthou dat Jesus ons koning is en dat hy nie soos enige ander aardse koning of koningin is nie. Jy het nodig 'n papierbord, 'n skêr, tandestokkies, gom of sellotape, 'n bruin inkleurkruit of potlood en 'n stukkie tou of lint. Vou jou papierbord in 2 en knip dan die binnekant daarvan met die skêr uit. Kleur dan nou die bord heeltemal in met jou inkleurkruit of potlood. Plak nou die tandestokkies met jou sellotape of gom een vir een vas aan die papierbord. Nou gaan ons touwtjie vat en rondom die een kant van ons doringkroon bind, sodat ons dit iewers kan ophang waar almal dit kan sien. Vra vir mamma of vir pappa om vanaand vir julle een van hierdie stories van die konings of koninginne waaroor ons vandag geleer het, te lees uit die Bybel uit. Of as jy al groot genoeg is, doen dit sommer self. Ek hoop dat julle so lekker week gaan hê, maats. Ons sien mekaar gou weer. Tata!